Goeienaand en welkom by ons eerste storie saam die Lavell Club. Vanaand vertel ek julle die verhaal van die bekendste en volgens baie mense die mees gevreesde leeu-koalisie wat Afrika nog gesien het. Hierdie bloedbad speel in Sabi Sand af van 2006 tot 2012. Hulle naam was die Mapogo Koalisie. Kom ons ontmoet die 6 en 'n klein agtergrond oor elke een en hoe die 6 mannetjies 70,000 plus hektaar beheer het in die Sabi Sand Wildreservaat. Makulu, die grootste en oudste, sy naam staan bekend as die Grote. Hy was die dominante leeu en die natuurlike leier van die koalisie. Op 14 jaar oud het Makulu nog baie bekend, jonger mannetjies beklei, gewen en doodgebyt. Rasta, erkenbaar aan sy lang deurmekaar maanhare, 'n formidabele vegter wat in talle gevegte 'n baie belangrike rol gespeel het vir die koalisie. Kinky Tail, maklik uitgeken aan die kronpunt van sy stert. Hy was bekend as 'n uitstekende jagter. Mr. T, ook bekend as Satan, waarskynlik die bekendste van almal. Sy snaakse mohawk maanhare wat lyk soos die karakter Mr. T van The A-Team. Hy was die mees gewelddadigste leeu van die koalisie en het talle welpies en mede-indringers met uiterste aggressie en wreedheid doodgemaak. Dreadlocks, met sy lang donker maanhare was hy een van die indrukwekkendste leeu's van die groep. Hy was bekend vir sy kameelperdjagte en sy vermoë om groot prooi soos buffels en ook seekoeie plat te trek. En laastens Pretty Boy, die jongste van die 6. Hy was 'n pragtige, gesonde leeu. Omdat hy gevegte baie strategies benader het, het hy baie minder letsels gehad. Alhoewel hy onnodige konflikte vermy het, was hy nie 'n lafaard nie. Hy het alleen die Salati broers beklei, tot sy broers hom kom help het. Saam met hierdie 6 gebied na gebied oorgeneem. Hulle storie begin omstreek 2006 in die Sabi Sand Wildreservaat wat aan die Kruger Nasionale Wildtuin grens. 6 broers het saamgespan. Op hulle eie sou hulle sterk wees, maar saam was hulle byna onstuitbaar. En dis juis waar die vreemdheid van die storie lê. In die natuur vorm mannetjies soms koalisies, maar gewoonlik net 2 of 3. Baie min 4 leeu's. 'n Groep van 6 volwasse broers wat vir 'n lang tyd saam bly, is uiters skaars. Dit is nie die norm van die leeuwêreld nie. Hulle was dus nie net 'n groot koalisie nie. Hulle was 'n onnatuurlike uitsondering. Omdat hulle broers was, het hulle 'n voordeel gehad wat min ander leeu's ooit kry. Hulle het saam groot geword, saam gejag, saam geveg en mekaar vertrou. Daar was nie dieselfde spanning wat dikwels tussen ander koalisies ontstaan nie. Hulle het soos 'n eenheid beweeg. Op hulle hoogtepunt het hulle oor sowat 70,000 plus hektaar geheers. Na raming het meer as 100 leeu's gedurende hulle bewind gesterf. Het sy in gevegte of as gevolg van die oornames. Daarom word die Mapogo leeu's tot vandag toe nog onthou. Selfs die groter op hyenas het dikwels teruggestaan wanneer die 6 broers opdaag. Maar geen koning regeer vir altyd nie. Die bloedbad wat die Mapogos oor die jare gesaai het uiteindelik teen hulle gedraai. Jonger koalisies, veral die Majingilani koalisie, het besef dat as hulle wou oorleef, moes die Mapogos val. Wat gevolg het, was een van die wreedste tydperke in die geskiedenis van Sabi Sand. Die broers is van mekaar geskei, sommiges is dood in gevegte, ander is so erg vermink gewees dat hulle nie meer kon oorleef nie. Die konings wat eers die bos laat bewe het uiteindelik self gevlug. Pretty Boy was die eerste een van die 6 broers wat deur die Majingilani koalisie doodgebyt is. Dreadlocks, kort na Pretty Boy het die nuwe koalisie hom ook doodgemaak. Kinky Tail het uit die koalisie verdwyn en is later dood aangetref na ernstige beserings van 'n geveg.
Die laaste groot vegter Mr. T het vir 'n tyd alleen geswerf. In 2012 het hulle op sy liggaam afgekom. Makuli, die oudste en die laaste bekende oorlewende, hy het nog vir 'n ruk rond alleen geswerf, voordat hy aan ouderdom en beserings dood is in 2013. Die Mapochos is vandag lankal weg, maar hulle brul ekko nog steeds deur die geskiedenis van Sabi Sands. Hulle was konings, hulle was moordenaars. Hulle het die wêreld gewys hoe wreed en aggressief die natuur kan wees. Hierdie is een van my gunsteling hoofstukke van die geskiedenis, wat mense nie somme van hoor nie, maar die wat die bos lief het, sal altyd die Mapochos onthou. Volgende Woensdag is ons terug met nog 'n storie uit die Laagveldbos.